Die 24-jarige Michael Edwards het sy 2 jaar meestersprogram in 10 maande aan die Universiteit van Pretoria voltooi. Vandag is hy en sy broer en vernoot aan die stuur van 'n sagteware ontwikkelingsmaatskappy en hy gesels vandag 'n bietjie met ons oor KI, IT-stelsels en ook hoe om hierdie deel van ons beroepe te maak. Michael, baie welkom hier by Marula Media. Dankie, dis 'n groot voorreg om hier te wees. Ek sien baie uit. Ek dink dit is baie groot voorreg. Baie dankie. Ek wil vir eers wegspring net vir jou vra, het jy nog altyd 'n belangstelling gehad in IT of IT-stelsels? En mense neem aan jy was die tipe kind wat die hele dag voor die rekenaar gesit het. Glad nie. So op skool was ek het regtig rugby en swem en atletiek en waterpolo geniet. So ek was baie meer op skool sport gefokus. En toe my eerste jaar het ek regtig begin fokus op akademie. En vir 3 jaar kursus in bioinformatika gedoen. Toe het ek in my eerste jaar het ek 'n assistant lecturer posisie gekry by Tuks. Toe begin ek vir eerstejaars klas gee in enterprise architecture vir meesterstudente. En toe in my meestersjaar toe begin ek regtig op UX ook fokus. Dit is vir stelsels van 'n oogpunt af kyk hoe maak ons die interfaces beter, hoe improve ons interfaces. En toe het ek regtig begin 'n passie kry vir IT ook in my meestersjaar en dis toe ek vir BMW navorsingsstaat begin doen. En in daai proses het ek gesien dat wat ek regtig belangstel en dit is hoe kan ons besigheid gebruik en hoe kan ons IT gebruik in besigheid om besigheid beter te maak. En dis toe ek en Patrick my broer besluit om die kampie op die maatskappy te stig en regtig te probeer impak maak op die wêreld. So, ek dink baie mense die eerste vraag toe hulle gehoor het hoe vinnig jy jou meestersgraad voltooi het, is hoekom iets wat jy oor 2 jaar kan doen in 10 maande doen, was daar 'n doelbewuste besluit gewees om dit so aan te pak? So my studieleier Prof Hanlie Smuts het my regtig baie gehelp. Ek dink ek en sy was baie in lyn geweest. Ek dink dit is belangrik om met 'n studieleier in lyn te wees. Ek het vol gesê wat my doelwit was. Die rede hoekom ek dit vinnig gou klaar maak, ek dink nie ek het 'n doelwit gestel van ek moet oor 10 maande klaar wees nie. Ek het besluit ek gaan elke dag hard werk, gaan elke dag my deel doen en doen wat ek moet om seker te maak dat ek goeie kwaliteit werk lewer, want ek werk nie net vinnig nie. So ek wil goeie kwaliteit werk lewer en 'n impak maak in vir BMW wat ek het vir hulle my meesters gedoen. En in daai proses het ek regtig gesien soos dit is moontlik. Jy kan as jy die tyd reg gestuur en reg gebruik, kan jy dit vinnig wel doen. En ek dink daar's baie mense wat ook of sal vra oor die praktiese implikasies van so iets. Om jy deeltyd gewerk het, was jy in 'n posisie waar jy voltyds net kon fokus op jou studies? Hoe die balans werk, was daar tyd vir werk en tyd vir speel ook gewees tussen dit? Ek het in die oggende geoefen en dan ek was 'n assistent lektor by Tuks en dan was ek UX lab coordinator vir BMW en Tuks. So ek het 2 posisies gehad terwyl ek my meesters gedoen het, maar ek was by Tuks betrokke. So die omgewing het dit makliker gemaak. Dus elke dag werk met die dosente, ek kan vinnig 'n vraag vra as jy 'n vraag het wat my baie gehelp het. En ek dink ek het die studies gebruik om beter in my werk te wees en die werk beter om in my studies te wees. So ek dink is akademia en industrie is so belangrik om regtig mekaar te inkorporeer en altyd te gebruik om beter te wees altyd. Dink jy daar's 'n klein bietjie van 'n leemte want ek dink baie mense sal sê ook 'n mens moet gaan studeer vir sekere werksrigtings. Baie mense sê deesdae kennis of 'n tipe van 'n vakmanskap of praktiese opleiding is beter. Sal jy vir mense wat studeer aanmoedig om soveel as wat hulle kan ook deeltyds te kan werk. So wat jy sê, want eintlik moet daai twee wêrelde saam uitkom. En as jy vars uit universiteit is sonder dagse werkservaring, dis so moeilik want jy moet 'n werk kry, maar hulle soek jong mense met 'n graad, maar ook met werkservaring. Maar hoe kry jy die werkservaring? So hoe voel jy met daai verhouding? Ek dink dit is van kardinale belang. Wat ek sien in ons omgewing, ons gebruik derdejaars wat ons oplei in ons maatskappy, want ons wil die geleentheid skep om te begin leer, reg te sien hoe dit in die regte wêreld werk en met kliënte te praat. Ek dink dit is so belangrik in vandag se tyd dat jy 'n goeie gesprek met iemand kan voer, verstaan wat die probleem is en die probleem met tegnologie op te los. En ek dink daar is 'n groot jy moet jou akademie ook ernstig opvat want dit gee vir jou die maatreëls in industrie. So ek het probeer regtig toepas wat ek geleer het van 'n teoretiese oogpunt af ook, want dit is tog wat die kern is van wat ons doen, maar die praktiese en die regte, die werk is ook obviously baie belangrik. So ek probeer vir hulle regtig geleenthede skep. So ek sal definitief aanraai dat mense nie net moet swat nie, maar ook 'n werk kry terwyl jy swat om daai regte wêreld experience te kry. Is dit veilig om te sê dat KI en IT baie saamloop in vandag se tyd? So ek wil nou vir jou vra, ek weet nie hoe jy daaroor voel om hierdie nou te beantwoord nie, maar het jy van KI gebruik gemaak in jou studies? Baie van ons ken natuurlik net ChatGPT, die meeste van ons gebruik dit, ek dink vir alledaagse taakies, dis om ook baie mense vir werk en baie jong mense vir studies.
Het jy dit gebruik en is daar volgens jou 'n reg of 'n verkeerde manier om dit te gebruik wanneer dit by jou studies kom? Dit is 'n baie ek dink eties en KI gaan baie saam. So jy moet eties wees en ek dink ek het dit nie gebruik om te skryf nie want ek weet hy hallucinate as ek dit so kan stel. Hy kry nie ons reg nie. Hy kan foute maak. Daar stelsels by die universiteit wat seker maak dat mense nog steeds eties doen. So ek dink mense moet jou eie brein gebruik om dit te skryf want jy moet leer. Jy kan nie net vir ChatGPT of iets als gee en sê gaan skryf dit vir my nie want hy gaan foute maak en jy gaan nie 'n behoorlike navorsingsstuk aan mekaar kan sit en 'n studie doen wat regtig impak maak op buite nie. So ek het dit nie gebruik nie, maar ek dink daar is spasie om dit te gebruik. Byvoorbeeld as jy 'n tema wil kry. So as jy 'n tema wil kry vir 'n sekere navorsing, dan help dit jou. As jy 'n woord wil verander, as jy 'n sin wil verander om te kyk wat jy ander opsies jy kan gebruik, dan is daar 'n plek, maar ek dink mense moet regtig probeer om die data self te analiseer, self op te skryf, want dis waar jy leer en dis waar jy kan obviously kan jy AI evaluate gebruik, maar jy gaan nie leer in die proses nie. Ek dink ek's 'n groot aanstander, doen jou eie werk, maar gebruik dit om jou net te assisteer as dit regtig nodig is, maar probeer jouself om alles te doen en dis waar jy regtig leer. En dink jy nie, ek dink dis ook 'n vaardigheid wat mense nou gaan verloor, is daai vaardigheid om inligting in te neem, dit self te kan verwerk en of 'n kritiese denke self te kan ontwikkel daarvoor. Dink jy daai vaardigheid gaan nou dalk verlore gaan as mense hierdie misbruik? Definitief. Ek dink dis 'n groot risiko wat ons onder is. Ek dink dit is belangrik dat mense besef KI is 'n assistentmiddel en dat mense nie op dit begin heeltemal rely en jy moet jouself ook aanhou trek en aanhou probeer upskill en meer leer oor die topics, want as jy net op AI of KI begin dan kyk, gaan jy regtig vinnig vir jou eie metodes en jou eie tegnieke verloor. En ons het dis belangrik dat ons in die wêreld vandag veral ook die menslike faktor onthou en die menslike denkwyse onthou in die proses. En sê vir my, jy het nou al hierdie kennis opgebou, jy is ook nou nog verder besig om te studeer, besig met jou PhD-kwalifikasie nou ook. Wat gaan jy nou doen met al hierdie kennis? Hoe pas jy dit wat jy nou geleer het toe in die werk wat jy elke dag doen? So by die Universiteit van Pretoria is ek tans besig om 'n maturity model te bou wat vir organisasies sê hoe implementeer ek DevOps wat die pipeline is om te kyk van sagteware ontwikkeling, om te kyk dat ek seker maak wat ek ontwikkel word reg bestuur weer en dan ek kan enterprise architects om dit te integreer om vir organisasies te sê waar lê ek tans met my tegnologie en my operations op my besigheid en hoe bevorder ek, so hoe beweeg ek vinniger om die suksesfaktore en die nuwe tegnologie te implementeer om seker te maak dat ek vinniger beweeg en die regte tegnologie vir my besigheid implementeer. En in ons werk vandag, veral ons met so baie organisasies werk, probeer ons regtig vir hulle aanraai om die regte tegnologie te gebruik. So ek gaan dit toepas in my werk om vir hulle te sê, luister, ek dink nie ons moet nou kyk na kunsmatige intelligensie nie. Ek dink ons moet ook na eers kyk met die data strukture en analise op die data te doen om seker te maak dis reg voor ons beweeg in jou artificial intelligence of kunsmatige intelligensie en die bells and whistles wat ons dit noem. So ek dink ek gaan definitief my akademiese kennis gebruik in die industrie. Dan gaan ek in my industrie gebruik om seker te maak dat ek my akademiese navorsingsstudie reg doen en goed doen volgens praktiese doelwitte. Ek neem aan, daar is 'n bietjie van 'n leemte as dit kom by stelsels en IT en KI in baie industrie, anders sou julle nou nie 'n besigheid daarvoor begin het nie. Wat is van die grootste foute wat jy dink besighede maak? En ek weet julle het kliënte van verskillende tipe industrieë, media, IT, wat ook al daar is. Wat is van die grootste foute wat ek dink baie van ons skrik nou? Ons dink ons moet nou dadelik sekere prosesse in plek hê, ons moet almal dadelik KI begin gebruik. Wat sou jou advies wees? Wat is van die grootste goed wat julle raak sien, foute wat ons maak en hoe sal jy aanraai met 'n besigheid of bietjie eers dink voordat hulle hierdie goed net wil dadelik begin implementeer? Ek dink wat ek sien is organisasies is baie keer te immature om die goed te wil doen wat hulle op die nuus lees. Soos as 'n artikel uitkom oor KI, dan wil al KI implementeer. Maar ek dink dit is belangrik om eers te gaan kyk na jou besigheid. Wat het jy regtig nodig as besigheid? Ons almal is op verskillende vlakke. Elke besigheid op 'n verskillende plek, elke besigheid het 'n verskillende need en wat hulle regtig kort. So ek dink dit is belangrik om eers te gaan kyk waar staan ek my besigheid? Wat benodig ek? Is dit eerder 'n stelsel, is dit eerder 'n datastrukture, 'n database? Wat benodig ek? En jy kan organisasies gebruik om te help met dit en dan eers die KI of die nuwe goed te implementeer en saam te groei. Dis ook wat ek dink is belangrik om regtig te kyk na jou besigheid van 'n oogpunt, 'n holistiese oogpunt van hoe maak ek my besigheid nie net van 'n tegnologiese oogpunt beter nie, maar van 'n besigheidsoogpunt ook. So die besigheid bly hoof fokus met tegnologie as 'n hulpmiddel om die besigheid te assisteer.
Dink jy dat KI het nou meer geleenthede vir besighede geskep en ek bedoel dis nou moeilik om net te sê want mense moet nou kyk van industrie na industrie. Dink jy dit het meer geleenthede nou geskep of het dit 'n groot dreigement vir ons geword? Ek dink ek sien positief raak. Ek dink dit help definitief besighede. Ek dink as ons kyk na waar besighede nou skielik baie meer produktief kan wees, baie vinniger kan werk, baie meer inligting op buite kan sit, baie meer produkte kan koop as gevolg van jou eie wat jy implementeer en so. Dink ek dit definitief is 'n hulpmiddel. Ek dink daar is 'n probleem vir party industrieë, maar ek dink weer ons gaan ander werke ontwikkel uit dit uit. So as jy daar gaan sekere werke wegval, maar daar gaan weer nuwe werke ontwikkel word as gevolg van hierdie KI en die nuwe tegnologie. En KI is maar net een van die tegnologieë. Jy kan IoT kyk en daar's 'n paar ander ook. Maar as jy kyk na KI, ek dink dit gaan van die werke weggaan, maar daar gaan nuwe werke ontstaan as gevolg van dit. En daar gaan nuwe grade op die universiteitsvlak uitkom vir KI en vir die nuwe tegnologie. So hoe maak ons seker, ek weet dit is ook moeilik om te sê want daar's soveel verskillende industrieë. Is daar 'n manier wat jy as 'n maatskappy, as 'n besigheidseienaar kan seker maak dat jy nie nou dadelik agterraak of oorweldig voel met hierdie nie? Is dit hoekom mense soos jy nodig het? Want ek dink baie mense sit en dink, goed, dalk oor 'n jaar of 2 gaan ons nie meer wees of ons moet aanpas of ons moet nou dadelik spring en in hierdie goed inkom. 100%. Ek dink dis hoekom navorsing so belangrik is. Ek dink as 'n besigheidseienaar jy eie navorsing doen ook. Daar's so baie geleenthede met jou jy kan self artikels gelees of jy kan ChatGPT maar ook gebruik om te kyk waar jy besigheid tans is en jou te help om te bevorder. Jy kan ook mense gebruik vir die kennis het en vir jou te vra, hoe moet ek hierdie doen? Wat is die beste antwoord vir dit? Ek dink jy moet net probeer nie na al die nuus luister nie, maar ook jouself en jou eie navorsing gaan doen. Kyk wat is kern tot jou industrie, kyk wat is kern tot jou besigheid en van dit af 'n besluit te maak, wat is die volgende stap? Gaan ek navorsing doen of gaan ek liewer mense gebruik om my te help om die regte tegnologie te implementeer? En dan natuurlik, jy het self gesê daar gaan enig baie nuwe studierigtinge nou kom wat nou gebore is uit hierdie ontwikkeling, praat ons dan nog nie vir die industriële evolusie. Ek weet nie wat ek sal by 5 jaar voor ons nou is. So en ons baie jong mense wat nou met besluit nou al klaar weet in watter studierigting hulle wil gaan, maar dit verander so baie. Daar's party mense wat sal sê fokus op iets prakties, op 'n ambag, iets wat KI nie kan doen of nie van jou af kan wegvat nie. Anders sê gebruik dit wat jy het, gebruik die kennis en vaardighede wat jy het en kyk waar kan jy dit in een van hierdie KI, IT, moderne tipe ek wil dan sê industrie gaan toepas. Wat sal jou advies wees aan die jong mense wat nou sit en sê ek het geen idee nie, ek weet nie wat rigting ek moet gaan nie. Ek het dalk vaardighede in die een en belangstelling in die ander ene. Hoe moet hulle kies? Hoe moet hulle maak? Ek dink jy kan enigiets gaan studeer. En hoekom ek dit sê is, word baie goed in wat jy doen. Fokus op daai passie wat jy het want iets gaan daai modelle moet leer. Daar gaan altyd werk wees vir 1% in die industrie wat jy wil doen. So ja, dit is ons kan nog nie vakmanskap is great, al die verskillende industrieë is great, maar probeer regtig net goed wees in iets wat jy doen en word 'n expert in dit. Want as jy op dit fokus, gaan daar altyd werk wees vir jou. Ek sien dit in ons beroep ook. Hoe beter jy word, hoe meer geleenthede en hierdie goed assisteer jy net. Al die nuwe tegnologie help jou net om beter in jou industrie te wees. So moenie iets anders gaan swat omdat jy nou dink dit gaan verander word nie, want dit gaan dalk bietjie verander word, maar jy gaan een van die 1% is jy regtig op fokus. So probeer net regtig goed word in wat jy doen. En jy pas dit daarvoor. En 'n laaste stukkie advies nou ook aan jong mense want jy is nog jong, maar jy werk ook met jong mense en nog deur die universiteit ook. Mense wat nou gaan studeer, dit is 'n tipe van 'n ander wêreld ook, is 'n groot aanpassing. Jy het jou studie so goed en so vinnig voltooi. Ek het 'n bietjie advies vir hulle ook in terme van die regte werksetiek en balans en albei tipe van goed op die universiteit. Definitief, ek dink mens moet 'n goeie gebalanseerde mens wees. So jy moet onthou dat mense met mense wil werk. So probeer regtig verhoudings is baie belangrik. Ek sien elke persoon wat ek ontmoet dink as jy kan 'n impak op hê, hulle kan 'n impak op jou hê. So probeer soos 'n spons wees. Kry mentors in jou lewe wat al dit gemaak het, tot skoolgeld betaal het en leer by hulle so vinnig as moontlik. Van daai inligting en probeer jouself reflekteer baie oor jouself ook. Gaan kyk waar moet ek beter word? Wat is my swakpunte en wat is my sterkpunte? Daai swakpunte moenie net op dit fokus nie. Kry eerder maniere om dit uit te werk en fokus op jou sterkpunte. Word baie goed in wat jy doen. Jy het passie vir wat jy doen. Ek dink 'n passie in lewe is so belangrik. En dan probeer regtig alles tot die beste van jou vermoë doen in elke aspek. So as dit oefen hard. Tydbestuur is ongelooflik belangrik. Ek dink jy moet regtig vir jouself 'n skedule maak. Wees en hou jouself accountable en gewees gedissiplineerd en gemotiveerd. As jy daai bymekaar sit, dink ek dit is nogal 'n baie goeie wenner sê.